Kom ons sluit ons oor aan bid ons saam. Sê maar Vader, ons Vader. Here, dankie vir hierdie groot verskil wat dit maak, dat Jesus ons kom leer het, dat ons U ons Vader mag noem. Dat ons mag weet, U is naby aan ons, ja, nader as ons eie asem. Dankie Here, dat ons U mag ken, dat U ons gekies het, om U te mag ken. Daar is so baie ander wat U nie ken nie. Daar is so baie ander wat anders glo en wat mislei is en wat nie besef wat besig is om te gebeur nie. Maar ons weet, en daarom is ons hier, want ons kan nie 'n dag, ons kan nie 'n week ingaan sonder om tyd met U te spandeer en by U voete te sit en na U woord te luister en dit te ervaar hoe U deur U Gees in ons werk nie. Here, dit is waar ons wil wees. Te midde van alles wat ons moet doen, wil ons by U wees. Wil ons weet, U is by ons. Daarom bid ons die vanoggend met hierdie boodskap net opnuut deur die Gees dit op ons harte kom druk. Die tyd is min. Ons is in die laaste dae. Daar's dinge wat besig is om te gebeur. En daar's 'n wêreld wat nodig het om te weet. Seën ons saam wees vanoggend in Jesus se naam. Amen. Net weer terwille van die wat min kerk, nee, terwille van die besoekers hier by ons. Ek het nou 'n lidmaat net voor kerk op pad hiernatoe ry, ons al by die Assenpad verby om, en ek ry 'n lidmaat raak en die eerste ding wat hy sê is, doen nie, ons skiep kerk vanmôre. Ek sê nie maar terug. Julle is daarom gereeld in die kerk. Ja, ek wil net verduidelik dat ons kategese, ons sondagskool en ons preke is gesinkroniseer. Soos wat die kurrikulum vir die sondagskool vir die jaar vooruit bepaal is, soos my preke ook. Ek weet oor watter teks ek watter sondag moet preek. Hierdie teks is vir my gegee om oor te preek, en ons is nou in die tyd na Pinkster, waar ons so 'n bietjie nadink oor al die dinge wat Jesus gesê het, en oor die eindtyd en alles. Ons lees vanoggend Matteus 24 van vers 3 tot 14. Die profetiese rede, die begin van die eindtyd. Ek lees vir ons van vers 3 af. Terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het, het die disippels na hom gekom en hom eenkant gevra. Sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hierdie dinge plaasvind? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die tyd? Jesus het hulle geantwoord, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie mense sal in my naam na vore tree en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik raak nie, want hierdie dinge moet gebeur. Maar dit is nog nie die einde nie. Een nasie sal immers teen 'n ander nasie optrek en een koninkryk teen 'n ander koninkryk. Daar sal hongersnood wees, aardbewings op een plek na die ander. Al hierdie dinge is die begin van die geboortepyne. Dan sal hulle julle oorlewer om verdruk te word en julle doodmaak
julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Dan sal baie tot 'n val kom, mekaar oorlewer, mekaar haat. Baie valse profete sal verskyn, en hulle sal baie mense mislei. En omdat die wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde afkoel. Wie egter volhard tot die einde, die sal verlos word. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Tot daar, ons skriflesing. Tydens die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n radio-operateur wat die taak gehad het om te luister na ander boodskappe wat versprei word, en sy taak was om, wanneer hy hoor dat daar nou groot gevaar is vir hulle, dan moet hy die boodskap aan die ander radiostasies deurgee. Maar daar is een probleem. Die oomblik wat hy sy boodskap deurstuur, hoe kan die vyand dalk ook hoor dat hy hier is en dat hy gehoor het, en dan kan hulle hom kom doodmaak. So, hy het die hele tyd net stil gebly en geluister. En op 'n dag, toe kry hy hierdie dringende boodskap. Die vyand beweeg in, waarsku almal onmiddellik. Nou het hy geweet, as hy sou stil bly, dan sal baie ander mense sterf, maar hy sou bly leef. Wat moes hy doen? Hy het die boodskap gestuur, en 'n ruk daarna is sy verskuiling gekry, en hy is doodgemaak. Maar duisende mense het geleef, omdat hulle vroegtydig gewaarsku is. Ons tema vir oggend is, laat die wêreld weet, daar is 'n dringende boodskap wat moet uitgaan. En daar's 'n wêreld wat verlore is, wat hierdie boodskap moet kry. Nou kom, toe Jesus dit aan sy disippels vertel, Jesus het met hulle gepraat oor die val van die tempel, hy het met hulle gepraat oor sy wederkoms, oor die einde van die wêreld. Toe wil hulle, die eerste ding wat hulle wil weet is, maar wat gaan gebeur? Wanneer gaan dit gebeur? En Jesus se antwoord is nie, hy het nie daardie vraag van hulle so geantwoord nie. Hy het vir hulle gesê wat hulle moet doen tot aan die einde. Jesus se antwoord, die feit dat Jesus vir ons dit sê, beteken nie ons moet nuuskierig word daaroor en gaan probeer uitvind presies wanneer en hoe en wat nie. Maar ons moet besef, die tyd is min, want ons sien die tekens rondom ons, die tyd is min, en ons moet besef, daar's 'n wêreld om ons, wat nie weet nie. En ons het die boodskap. Skus. Jesus draai hulle fokus weg van die wanneer af, na die wat nou. Hulle wil 'n kalender hê, maar Jesus gee vir hulle 'n opdrag. En so gee hy dit ook vandag vir ons. Een van die groot dinge wat Jesus hier sê is, dat daar in hierdie tyd misleiding gaan wees. Daar's baie valse profete, vandag ook. Daar's baie wat groep mense het wat hulle volg, wat 'n gemakstuur
teologie, wat preek wat mense hoor, wat populêr is, omdat dit wat hulle sê so aanklank vind, want dit vra nie 'n prys. Dit vra nie die volgelinge om iets prys te gee, om op te gee nie. Jesus sê, vir die ware disippels, gaan daar in hierdie tyd vervolging wees. Dit gaan jou iets kos, om hierdie boodskap te verkondig. Ek het nou, in die week het ons nou met Pinkster, daardie tema gehad van verbreek die verdeeldheid, nie? Verbreek nie, so iets. Ek het lank voor die tyd, het ek getwyfel of ek hierdie tema moet, of ons oor hierdie tema moet Pinkster hou, want ons is so, ons word so maklik verdeel. Ons is in 'n gemakzone, en sê maar, hierdie is hoe ek dit doen, en hoe ek dit doen is gemaklik vir my, en die ander is verkeerd, en hier is my mure of my skanse, my heininkie, en hier binne, hier doen ek dit so. Maar Jesus het gekom en hy het daardie mure afgebreek. In die Ou Testament was dit so. Met die tempel, dan was die priester of hoëpriester was daar in die middel, en dan was die Joodse volk, en dan was daar 'n area vir die nie-Jode. En elke area is afgekamp. En Jesus het gekom en hy het daai mure afgebreek. En hy het gesê, nou is dit ook vir almal. Die evangelie, soos wat die Bybel dit vir ons bring, is vir almal. Ons is die boodskappers wat daardie boodskap het. Soos hierdie persoon wat die radio-operateur wat die boodskap moet stuur. Ek het 'n ander deel wat ek graag vandag met julle wil deel. Dit het vir my baie beteken in hierdie onderwerp. Dis die beeld van 'n wagkamer. Nou, ons was al almal in 'n dokter se wagkamer, waar jy moet sit en wag. En dan is daar dinge rondom jou wat gebeur, ander mense wat behandel moet kry, so. Maar verbeel jou juis in 'n ongevalle afdeling, of soos in die oorlog in 'n veldhospitaal, waar iemand daar in 'n wagarea sit, en hier rondom hom gebeur baie dinge. Daar's gehuil, daar's gewoel, 'n werkskaf, mense wat kla van pyn. Daar is monitors van die alarms van die monitors wat afgaan. Nuus van nog gevegte en nog meer gewondes wat gaan inkom, of wat ook al. En in hierdie chaos, in hierdie wagkamer, sit daar 'n jong man. Ekskuus, het ek net door en drukkoes. Dan sit hy, 'n jong man, en hy sien al hierdie dinge gebeur hier rondom hom. En dan hoor hy 'n vrou kla hier langsaan, en as hy daarna toe kyk, dan sien hy die vrou is in kraam. En elke nou en dan, wanneer sy 'n kontraksie kry, dan kerm sy en sy kla, en haar gesig vertrek van pyn, en die kontraksies raak al skerper. En vir hierdie soldaat voel dit op 'n stadium soos die einde. Hier's net 'n klomp chaos en een groot te mekaar span. Maar in die middel van daardie chaos sit daar 'n ou verpleegster rustig besig om verbande op te vou. Sy beweeg kalm tussen die mense. En hy kon op 'n stadium dit nie meer hanteer nie, en hy vra van haar: "Mevrou, hoe kan u so rustig wees? Sien u nie alles wat hier gebeur nie? Die bloed, die pyn." En
Voordat sy antwoord, roep hierdie vrou wat kraam weer uit van die pyn. Die verpleegster glimlag sag en sê, jong man, nie alle pyn beteken die einde nie. Sommige pyn beteken iets nuuts is op pad. Sy wys na die vrou en sê, daardie pyne word al erger, maar dit beteken nie die dood nie. Dit beteken geboorte. Toe kyk sy hom in die oë en sê, ek het al baie storms gesien. Wanneer alles chaoties lyk, dink mense God het beheer verloor. Maar die dokter met 'n hoofletter D is steeds in beheer. En soms, juis in die pyn, is hy besig om nuwe lewe nader te bring. Ons gedeelte praat van oorloë, gerugte van oorloë. Nasies teen nasies, familielede teen familielede, hongersnood, aardbewings. En baie mense interpreteer dit as die einde. Jesus interpreteer dit as die begin van iets nuuts. Onthou, wanneer hierdie dinge ophou, is daar iets nuuts. En dis waarop ons fokus moet wees. Daar's 'n wêreld, ek is nou besig, ek het in my voorbereiding vir die kerkraadsvergadering, ek besef ons gaan nou weer hierdie mooi tafel kerkraadsvergadering hê Dinsdag. Dankie dat hy betyds is, dat ons bietjie kan spog met die koedeskoppers en doen mooi tafel. Dinsdag by die kerkraadsvergadering gaan ek met die inleidende gedeelte praat oor hoe praat 'n mens oor die evangelie met 'n moslim. En hulle godsdienst is so na aan, in sekere aspekte, so naby aan ons, dat dit eintlik maklik is om van die een na die ander een toe te kan oorgaan. As ons dan, veral in Pretoria Wes, het ons sien ons baie Afrikaans sprekende jong meisies in hierdie winkeltjies van die Indiërs en werk agter die kasregister en dan die moslim kopdoekie en goed om. So die moslims kry hulle om vir hulle te kom werk daar in hulle winkels en dan moet die moslim geloof op aanneem. Dit kan maklik gebeur, want jy glo in God en ek glo in God. Jy weet van Jesus, ek sê ook, Jesus het ook geleef, hulle ontken nie Jesus het geleef. Daar's 'n klomp goed. Om jou saligheid te verdien deur goeie werke, deur goed te doen en op God se genade staat te maak. Al hierdie goed kan so mooi klink en reg klink en feitelik net soos die Christelike geloof is. Maar dit is misleiding. Want daar is 'n definitiewe verskil. En ons wat Sondag vir Sondag kerk toe kom, ons aan wie die Here sy woord geopenbaar het die verantwoordelikheid om te weet, wat is die verskil? Wat is die boodskap? Waar kom hierdie misleiding in? En ons het 'n verantwoordelikheid om die waarheid aan die wêreld te verkondig. Ons is soos daardie verpleegster wat die verbande vou, wat weet wat gebeur en weet die dokter, die Here, is in beheer. Ons teks gaan verder en sê, daar gaan vervolging wees. Dis nie 'n gemaklike boodskap nie. Daar gaan dinge wees wat 'n mens moet sê wat ongewild is. Want dit is wat die Here sê, maar die mens wil iets anders hoor. Maar ons moet volhou. Daar staan, party mense se liefde sal afkoel, maar volhard in die geloof. Wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Jesus sê, hou aan my vas, selfs
wanneer die storm erg is. Die evangelie sal uitgaan. Onthou, hy is in beheer. Hierdie nuus wat die wêreld moet weet, sal die wêreld hoor. Die vraag is, gaan ek deel wees van die span wat in gehoorsaamheid aan hom hierdie boodskap uitdra? Of nie? En dit is wat die Here deur sy Gees vandag in ons lewens moet net opnuut weer moet kom vasmaak. Is hierdie behoefte, ons was nou gisterand by, ons is gister genooi vir verlovingspartytjie. En ek het terwyl ons toe gery het, Martin en ek so gesels, en ek het op 'n stadium gesê, weet jy, hierdie twee mense is in die sonsondergang van hulle lewe. Hulle het al twee lewensmaats aan die dood afgestaan. En hulle was alleen vir 'n ruk. Nou is dit. Hulle is al oud, maar hulle het mekaar ontmoet en hulle het hierdie liefde, weet jy, hulle is soos verliefde tieners. En hulle glimlag en dit gaan so goed en dit is so mooi om hulle so te sien. Ons het hierdie verskriklike mooi verhaal. Die evangelie beteken goeie nuus. Ons hierdie goeie nuus van 'n God wat my so lief het en dat hy al hierdie dinge gedoen het en dat ons hierdie boodskap aan ander moet uitdra. Moenie wonder oor die einde nie. Maak seker dat die wêreld hierdie evangelie hoor voor die einde kom. Jesus gee nie vir ons 'n datum nie. Hy gee aan ons 'n opdrag, 'n lewenswyse. Die radiooproeper, wie ons in die begin gelees het, hy het geweet, 'n boodskap wat nie gestuur word nie, is 'n verlore boodskap. Ons leef vandag met die grootste boodskap nog ooit. Jesus Christus is Here. Hy kom weer. Hy kom om ons te kom haal. Die wêreld is in chaos. Die wêreld het nodig om te hoor. Ons is soos mense in 'n vol wagkamer, vol geraas. Maar in die middel is Jesus. En hy is in beheer. Amen. Ja, daar is so baie mense rondom ons wat nie die waarheid ken nie. Ons weet, daar is mense wat glad nie die waarheid ken nie. Dan is daar 'n groot groep mense wat dink hulle ken die waarheid, maar hulle verstaan U nie. Hulle is mislei. Dit is nog 'n moeiliker taak om reg uit te voer, om daardie mense in die waarheid te lei. Here, ons Here, ons wil bid, dat U sal kom, elkeen van ons, soos ons hier is vanoggend, sal gebruik. Dat U ander oor ons pad sal stuur, wie nodig het om hierdie boodskap te hoor, en dat U deur U Gees in en deur ons sal werk, dat ons hierdie boodskap sal uitdra, sonder om eers te aarzel, sonder om 'n oomblik te wonder of ons moet nie, spontaan, want U is God, U is goed, U seën ons. Dankie Here, dat ons hierdie geleentheid het. Dankie dat ons deel mag wees van U kerk op aarde, U volgelinge, U disippels. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.